but the blood of Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness. All my life you have been faithful. You are faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Hartlike hallo hier van my kant af en van Kerk Sonder Mure se kant af. Wat 'n absolute vreugde en 'n voorreg om op hierdie manier saam met jou te kan kuier. Dankie dat jy ingeskakel het en jy is baie welkom by vanoggend se erediens. Sommige vir elke nuwe mens wat dalk vir die eerste keer kyk na Kerk Sonder Mure se digitale uitsending, wil ek sê baie welkom. Lekker dat jy saam met ons kuier. En dan vir enige iemand wat wil betrokke raak, wat meer wil weet, gaan kyk asseblief na die tuisblad van Kerk Sonder Mure. Dit is baie maklik. Die standaard www, dan sit .ksm, die afkorting vir Kerk Sonder Mure, .ksm.co.za. Daar het jy dit. Jy kan gerus gaan kyk al die baie goed in hierdie moeilike pandemietyd wat Kerk Sonder Mure by betrokke is en skakel gerus in. Kom ek bid vir ons voordat ons na vanoggend se boodskap gaan luister. Here, dit is vir ons 'n vreugde en 'n voorreg om te kan ontvang uit u hart uit, om te kan ontvang uit u woord uit. Here, in hierdie uitdagende tye het ons goeie nuus so nodig. En u evangelie is goeie nuus. Goeie nuus van genade en van barmhartigheid en van liefde. Rig ons lewens. Here, wys ons hoe om te leef, sodat ons regtig wonderlike kinders van 'n wonderlike Pa in 'n wonderlike verhouding met mekaar kan wees en kan leef. Bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou soos jy reeds weet, dalk nie, as jy vir die eerste keer kyk, ons is besig hier by Kerk Sonder Mure met 'n reeks uit Efesiërs uit. Nou ek wil onmiddellik begin met 'n baie diep en ernstige belydenis oor die boek Efesiërs in my persoonlike lewe. En ek bedoel hierdie baie opreg. Die een boek in die hele Bybel wat die evangelie, die rykdom van die evangelie en die diepte van die evangelie en die onskatbare waarde van die evangelie vir my duidelik gemaak het, vers vir vers, was Paulus se brief wat hy geskryf het aan die gemeente in Efese. En dit is die brief Efesiërs. Werklik waar 'n boek wat vir my persoonlik baie beteken het. 'n Boek wat gaan oor 'n skepper God, 'n kunstenaar God. Dink bietjie mooi aan Genesis toe ek en jy geskep is, toe die mens geskep is. Dink 'n bietjie. Hy was die pottebakker en ek en jy was die klei. Hy het ons uit stof uitgemaak. So hy is die groot kunstenaar. Maar die wonder van hierdie groot kunstenaar is, hy het ons nie net eenmaal gemaak nie, hy het ons herskep. En dit is wat Efesiërs vir ons leer, onder andere, die skep en die herskep. En Efesiërs is 'n boek vol wat ek nou noem power verses, kragtekste, boodskappe in ek wil amper sê so 'n tipe van in aanhalingsvorm kry jy dit in Efesiërs. Ek wil so 'n paar van hulle net vir jou lees so ter inleiding op pad na waartoe ons is vandag. Byvoorbeeld Efesiërs 1 vers 4 sê: "So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees." Nou mense weet, dis woorde wat 'n mens net kan oorlees, maar as jy regtig gaan stil staan daarby, dan besef jy, jy is in Christus heilig en onberispelik. As God na jou kyk, as God na my kyk, kyk hy deur die bril van Jesus se bloed. En hy sien my as heilig en hy sien jou as heilig en onberispelik. Amper die onmoontlike. Dis die boodskap van onder andere Efesiërs 1 vers 4. Hier is Efesiërs 1 vers 19 en 20, bekende skrifgedeeltes, power verses. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoor die krag van God wat in sy kinders leef. Power verses wat kom uit Efesiërs 1. En dan seker vir my van die mooiste verse wat daar is. In Efesiërs kry jy in Efesiërs 2 vers 8 spesifiek. Julle is inderdaad uit genade gered.
deur geloof. Daar's hy. Daar's redding. Daar's bekering. Dis genade, genade, genade en ons aanvaar dit. Absoluut deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. Anders geskryf, anders gesê, dis 'n geskenk van God vir jou en my. Jesus Christus wat die hemel verlaat, aan 'n kruis kom sterf, in 'n graf beland, opstaan uit die dood. Dit is 'n gawe van God, geskenk van God. Dit is genade en dit is al wat my en jou red, nie ons verdienste nie. En dan vers 10. Hierdie kunswerk wat God ons nou maak. Hoor hierdie woorde van Paulus. As hy sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So hier hoor jy dit. Jy is 'n tweede maal geskep. Jy's geherskep deur Jesus Christus. Dit is bekering. Dit is volgelingskap van Jesus. Daardie herskep. Daardie nuutgebore, daardie weergebore. So, die hele boek Efesiërs is net amazing. Ek het nie 'n ander woord om dit mee te beskryf nie, wat die evangelie en die verstaan en die verduideliking van die evangelie aanbetref. En vandag gaan ons so 'n bietjie in Efesiërs 4 induik. En die tema van vandag is volkome lewe. Volkome lewe. Hoe lyk 'n volkome lewe? Is dit nie wat ek en jy ten diepste begeer vir onsself nie, en ook vir ander mense nie? En dit is wat ons vandag by gaan kom. Filippense 4 en ons begin by vers 17. Somme onmiddellik. Kom ek lees vir jou. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Dis vers 17. Moenie langer soos heidene lewe nie. Dis 'n ernstige beroep, sê Paulus, wat ek op julle doen. So stop dit. Stop die ou lewe. Nou kan ek en jy onmiddellik die vraag vra na hierdie vers, maar hoe? Wat is die geheim tot hierdie volkome lewe, hierdie nuut lewe? En dan kom dit sommer net in die volgende woorde. Hulle gedagtes lei tot niks. Vers 18. Hulle verstand is verduister. Hier leer ek en jy 'n belangrike eerste beginsel. As jy tot bekering gekom het, as jy genade ontdek het en genade aangetrek het, genade jou eie gemaak het, toegelaat het dat genade jou lewe kom verander, dan begin dit by jou kop moet tot bekering kom. Jou kop moet tot bekering kom. Jou gedagtes, jou verstand wat verduister is, of dan verduister was. Dit is hoe ongelowiges se lewens lyk. En nou moet ons gedagtes rig op die dinge daarbo. En ons moet ons verstand verhelder. Waar gebeur die grootste geveg vir enige gelowige? Tussen hierdie twee ore. In die kop. Want wat hier gebeur, wat hier gedink word, en wat hier verder gevat word, dit word uiteindelik my dade, dit word jou dade. Met ander woorde, ons moet hierdie geveg wen in ons koppe. En nou wil ek vir jou 'n aanhaling lees van die baie bekende Dallas Willard. 'n Absolute geestelike legende in die wêreld gewees. Hy is so min of meer 7 jaar gelede oorlede, maar hoor hierdie woorde van Dallas Willard. We bring the reality of God into our lives by making contact with Him through our minds. And our actions are based on the understanding that results from the fullness of that contact. That is why the mind and what we turn our minds to is the key to our lives. So as Paulus kom met hierdie duidelike opdrag in die naam van die Here, hoor die erns, doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Dis asof daardie woorde 'n mens kan oorweldig. Hoe gaan ek dit ooit regkry in hierdie wêreld? Hoe gaan ek dit ooit regkry in hierdie tyd? Dan sê Paulus onmiddellik vir jou. Jou gedagtes, jou verstand. En Dallas Willard help ons om hierdie hele ding van die mind beter te verstaan. Nou Paulus skryf op 'n ander plek in die Bybel dit net so duidelik. As hy nou skryf in Kolossense 3 vers 2 tot 3. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is.
Nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So, waar moet jou gedagtes wees? Rig julle gedagtes op die dinge daarbo. Dink aan die Hebreërs skrywer. Hoe moet ons lewenswedloop doen? Met die oog op Jesus, met die oog op Jesus. Nie ons omstandighede nie, nie op hierdie wêreld nie op hierdie aardse goeders nie. Nee, ons oog moet wees op Jesus. Paulus verwoord dit net anders. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want dan gaan hierdie gedagtes gaan hande en voete word, gaan aksie word, gaan 'n lewenstyl word en dit gaan 'n volkome lewe wees, want dit is waaroor vandag se tema gaan. Jakobus sê amper dieselfde as wat Paulus sê, net op 'n ander manier. So kom ons lees vir jou Jakobus ook. Jakobus 1 vers 14 en 15 kry jy die volgende woorde. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Hoor mooi, jou begeertes, my begeertes, jou gedagtes, my gedagtes. Dis wat ons aanlok en saamsleep. Dis wat uiteindelik ons dade word. Daarna, as hierdie begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dis hoe half op Jakobus hierso vir ons so 'n proses beskryf. Beginnende by gedagtes aan hierdie kant en dit eindig by die dood aan daardie kant. Met ander woorde, wanneer ek en jy gedagtes het op aardse goed en op, kom ons sê, op welles en onwelvoeglike goeders, dan moet ons gedagtes herrig, as ek dit so kan stel. Ons moet dit op Jesus Christus sit, op die dinge daarbo. Ons moet dit op God sit, die oog op Jesus, sodat die vrug van ons gedagtes en ons verstand verheldering kan wees en 'n volkome lewe kan wees. Maar goed, met hierdie paar woorde en voorbeelde, terug na Efesiërs 4 toe, vers 20 tot 22. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Kom ek breek net vir 'n oomblik hier. Hierdie word geskryf vir volgelinge van Jesus. Dit is gelowiges, mense wat die genade van God reeds ontdek het. Dit wat Paulus in Efesiërs 2 vir ons geskryf het, dat ons word gered uit genade en net genade. Genade alleen, dis al wat ons red. Nie ons moralisme of ons goeie pogings of ons goeie dade nie. Nee. Ons word gered uit genade. Nou kom skryf Paulus en sê, julle ken die waarheid. Jesus is hier die waarheid. Die weg, die waarheid, die lewe. Dis mos hoe hy beskryf word deur Johannes. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, daar in Johannes. So ons ken die waarheid, ek en jy. Maar leef ons altyd in die waarheid. En dis hoekom Paulus sê, weet jy, volgeling van Jesus, vers 22, hier kom het weer, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Met ander woorde, die ou lewe verlede tyd, soos julle gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Kyk hoe mooi sluit dit aan by Jakobus se woorde van begeertes in ons moenie hierdie negatiewe, slegte, vuil gedagtes voed nie. Ons moet dit doodmaak. Paulus se woorde, hou dan op, breek met die ou sondige mens wat deur sondige begeertes verteer word. En dan onmiddellik in Efesiërs 4 vers 23 staan die volgende woorde: julle gees en gedagtes moet nuut word. Kan jy glo, hier is dit weer. Hier is dit weer. Weet jy, as ons hierdie goed nie vir mekaar gaan uitwys nie, gaan ons dit mis. Ons gaan oor hierdie goed lees en ons gaan net die hele tyd oorweldig word deur, ek moet 'n nuwe lewe lei, ek moet 'n volkome lewe lei, ek moet 'n nuwe mens wees. Maar hoe? En keer op keer kom Paulus terug na 'n verstand wat verduister was, wat nou verhelder moet wees. Gedagtes wat op aardse goed gerig was, wat ons nou op die hemelse moet rig, op die goddelike moet rig. Want uiteindelik, as jy positiewe gedagtes bevrug,
dan raak dit ook positiewe dade, dan raak dit ook 'n volkome lewe. Nou wil ek vir jou iets leer wat ek by 'n goeie vriend van my, en almal van julle ken my goeie vriend, Stefan Joubert, so ek weet jy sal nie beswaar hê as ek Stefan gebruik as 'n voorbeeld nie. Hy vertel eendag in 'n boodskap die volgende. Iewers het hy gelees in die boek Spreuke, so nou is ek in die Ou Testament, spesifiek Spreuke 10 tot 15, is daar 183 verse. En van hierdie 183 verse, is 163 verse, het 'n tese en 'n antitese, met ander woorde 'n stelling en 'n teenstelling. Kom ek verduidelik vir jou wat ek daarmee bedoel. 163 van die 183 verse sê vir jou, hou op hiermee, maar doen dit. Minder hiervan, maar meer hiervan. Die dwaas doen dit, die wyse man of vrou doen dit. Die ongelowige doen dit, die gelowige doen dit. Ons is partykeer so goed met die stop dit. Hou op daarmee. Moenie dit nie. Dit is sleg. Dit is lelik. Ons is partykeer sulke kampioene in moralisme. Ja, ek sê altyd, dis 'n halwe evangelie. As jy die evangelie sien as 'n vol sirkel, dan sê ek net vir jou, dis die helfte van die sirkel. Die hou op gedeelte, die moralistiese gedeelte. Want Jesus het ons mos nou kom nuut maak. Onthou nou, ek praat nou met jou uit die boek Spreuke uit. Ou Testament. Die evangelie het my en jou kom nuut maak. So ons moet ophou met iets en ons moet dit vervang met iets anders. Ons moet die sirkel van die evangelie moet ons voltooi. Kom ek lees vir jou so 'n paar voorbeelde uit Spreuke uit. Uit Spreuke 10 vers 11. Die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. Agter die mooi woorde van die goddelose steek daar geweld. So hoor mooi, die regverdige en die goddelose. Tese en antitese, stelling en teenstelling. Vers 12. Haat verwek twis. Liefde bedek alles wat aanstoot gee. Daar jy haat, daar jy liefde. Dis wat haat doen, dis wat liefde doen. Vers 13. Daar is wysheid in die woorde van die een wat insig het. Sla is vir die wat nie hulle verstand gebruik nie. So daar het jy nou die een wat insig het en die een wat nie verstand gebruik nie. Weereens, tese, antitese. En dit is presies wat Paulus doen in Efesiërs 4. Die nuut maak van die evangelie. Wanneer genade my en jou tref, wanneer ons genade vat en ons noem onsself volgelinge van Jesus, kinders van die Here, dan is daar 'n hou op hiermee, breek dan hiermee, hou op hiermee, maar kom ons doen dan nou hierdie. Dis soos ou klere wat jy uittrek en nuwe klere wat jy aantrek. Kom ons gaan terug Efesiërs toe, want ons is besig met die boek Efesiërs. Efesiërs 4, vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Ons is lede van dieselfde liggaam, die evangelie, genade, maak ons deel van 'n nuwe familie, deel van 'n nuwe gesin. En hoe leef 'n nuwe gesin? Ons breek met sekere goed, en ons gaan 'n nuwe leefwyse aanleer. Deur die krag van die Here, daardie selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat in elke gelowige leef. Lê die valsheid af, praat die waarheid. Moenie oneerlik wees nie, wees eerlik. Sien jy die sirkel van die evangelie? Dis hou op met en gaan aan met, of leer die volgende aan, kom by 'n nuwe leefwyse. Vers 26. As jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek wil my altyd doodlag vir hierdie vers. Dis asof Paulus vir my en vir jou toestemming gee om tog bietjie kwaad te raak. Maar dan sê hy twee goed. Jy moenie sonde doen as jy kwaad raak nie, en jou kwaad mag nie langer as 'n dag hou nie. Met ander woorde, voor die dag verby is, moet jy jou kwaad omsit in iets anders. Jy moet jou kwaad weer omsit in vriendelikheid. Jy moet jou kwaad weer omsit in ek spreek vry en weet jy wat, ek herstel die verhouding, want kwaad breek gewoonlik verhoudings. So dis nou nogal 'n redelike uitdagende enetjie, vers 26 van Efesiërs 4. Vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Gaan ons nou 'n punt daar sit?
Nee. Hoekom nie? Want Paulus sit nie 'n punt daar nie. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. So Paulus vat nou nog 'n tree verder. Hou op, werk hard en raak vrygewig. Hoor jy die nuwe lewenstyl? So mense, die evangelie gee vir ons 'n ryk, diep, volkome lewe as ons dit reg verstaan. Dis nie een of ander moralistiese net hou op hiermee en stop daai nie. Dis nie net hou op en breek nie. Nee, dis trek die volgende nuwe klere aan. Doen die volgende nuwe goed. Kom by die volgende nuwe leefwyse sodat jy die wêreld kan verbeter, sodat jy ander mense se wêreld 'n beter plek kan maak. Vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. So daar sê, hou op met vuil taal. En net so terloops, die vuil taal is nie net vloek nie. Dis nie net vloekwoorde nie. Dis kinder en dis enige iets wat 'n ander mens afbreek. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. So oor wie gaan dit hier? Nie oor my nie. Dit gaan oor die persoon wat na my luister. Dit gaan oor die hoorder aan die ander kant. Ja, ek kan nou ophou lelik praat, ek kan nou ophou skinder, ek kan nou ophou om kragwoorde te gebruik of wat ook al wat onsmaaklik is en nie keurig is nie. Ek kan ophou om dit te doen. Maar dis moralisme. Nou gaan ek een stap verder. Die evangelie het my nuut gemaak. Die evangelie maak my 'n nuwe mens, gee vir my 'n volkome lewe. En daarom gaan ek nou 'n nuwe leefwyse aankweek. Die woorde wat ek nou gaan praat, gaan waar wees, gaan mooi wees, gaan edel wees, gaan opbouend wees. Dit gaan die hoorder aan die ander kant optel en oplig. En dit is wat die evangelie kom doen in my en in jou. Die baie bekende David Platt, baie groot disipelskapkenner en geestelike leier daar uit Amerika uit, skryf die volgende: So-called faith without acts prompted by that faith is a farce. Real faith always creates fruit. Real faith, ware diep geloof, lei tot vrug, lei tot 'n ander lewe. Dis nie net stop, hou op. Nee, kom ek leef 'n nuwe lewe. Kom ek leer 'n nuwe lewenstyl aan. Dit is die sirkel, dis die volheid van die evangelie. En dis God wat vir ons deur sy genade daardie krag gee. En dan sluit ek af met vers 32. Wat dalk die heel moeilikste van almal is, en dis hoekom ek hom bære vir laaste, en ek dink dis hoekom Paulus hom gebære het vir laaste. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Alles gaan oor nuwe verhoudings. As jy 'n volkome lewe wil lei, regtig 'n ryk, diep, volkome lewe in Christus, dan gaan dit oor kwaliteit verhoudings. Of dit nou huweliksverhoudings is, of dit ouer-kind verhoudings is, of dit boetie-sissie verhoudings is, of dit werksverhoudings is. En ek lees sommer nou al die fondament vir wat kom volgende week, want ek weet volgende week, soos ons aangaan met hierdie reeks, gaan reeds oor verhoudings en die verbetering en die verdieping van verhoudings, en daarom sluit ek dan ook af daarmee. En dis waar vergifnis inkom. Vergifnis is altyd moeilik. Vergifnis is nooit maklik nie. Want vergifnis kom altyd uit pyn uit. Iemand het jou te nagekom, iemand het jou seer gemaak. So of dit nou jy is wat moet vergewe, en of dit nou ek is wat moet vergewe, vergifnis kom uit pyn uit. Dink aan die kruis. Wat doen die Here aan die kruis? Vader, vergeef hulle. Hy hang daar in die grootste pyn en seer, en nommer 1 wat hy doen is, Vader, vergeef hulle. En dit is die herstel van verhoudings, wat dan ook volgende week se boodskap gaan wees. Dieper verhoudings, beter verhoudings, want Paulus is prakties, hande en voete help hy ons mee.
So ek hoop hierdie het vir jou gehelp. Ek hoop hierdie het jou hart verryk. Die diepte van die evangelie, die wyte van die evangelie, om jou te help om te kom by 'n volkome lewe. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ryk en diep woorde wat ons leer by Paulus. Dankie vir die brief wat hy vir die gemeente in Efese geskryf het. Dankie dat dit ook sy brief is vir die gemeente in KSM. Here, en vanoggend hoor ons. So Vader, ons kies om te gaan doen. Bewaar ons gedagtes. Help ons Heilige Gees dat ons gedagtes sal bewaar oomblik vir oomblik. Uur vir uur. Dag vir dag. Want ons gedagtes, soos hulle bevrug raak uiteindelik ons hande en voete, dit raak ons dade. En Here, dankie dat ons kon leer vandag. Dit gaan nie net oor hou op en breek met nie, dit gaan oor 'n nuwe leefwyse, want dis 'n volkome lewe. Dat ons sal ophou met die verkeerde en dat ons nuwe gedrag sal aanleer, 'n nuwe leefwyse met die krag wat U vir ons gee deur U genade. Kom bid dit in Jesus naam. Amen. En wat 'n voorreg om dan nou ook ons dankoffers te kan gee. Om te kan bydra om ons geestelike familie gesond te hou, om ons geestelike familie regop te hou. Die verskillende maniere wat jy kan gee, jy het nou al die afgelope klompie maande geleer van dat ons nie altyd fisies in die kerkgebou kan wees nie. Daar's verskillende maniere elektronies, soos ons hierdie boodskap na jou toe bring, digitaal en virtueel, kan jy ook digitaal elektronies jou dankoffer gee. So kom ons gee met oop harte en sommer net met 'n diep vrygewigheid. En dan gaan ons nou luister na 'n pragtige lied, en nie net luister nie, ek wil jou nooi, ek wil jou regtig nooi om saam te sing. Dit is 'n bekende lied wat jy ken, is 'n lied wat sê Here's my life, here's my life. En dit gaan alles oor 'n volkome lewe. Dit gaan alles oor 'n God wat jou lewe kom nuut maak. 'n Lewe met betekenis. Die groot kunstenaar en jy sy kunswerk. So Here, here's my life. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam.
Spirit, use me for your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. 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 Jesus, I'm living for you, En dan sit nou vir my 'n absolute voorreg om jou te kan kom seën. Kom seën jou met die liefde van die Here. 'n Liefde wat vir jou dra in moeilike tye. 'n Liefde wat nooit minder raak of opraak nie. Die liefde van 'n Vader. Ek kom seën jou met Jesus se vergifnis, met sy verlossing, met sy oorvloedige lewe en sy oorwinningslewe. En ek kom seën jou met die Heilige Gees wat oomblik vir oomblik elke tree saam met jou stap. Amen.
wens ek kon met my maatjies partytjie hou. Ek mis ouma en oupa. Ek gaan hulle sommer nou behou. Groot moeilikheid is op pad. Het julle vergeet dat die Here wil hê julle moet aan hom gehoorsaam wees? Hoekom is julle dan opstandig in dit wat reg is? Julle verkeerde dade en slegte gesindheid maak julle vuil voor die Here. Ek gaan julle moet straf. Maar moenie vrees nie. Wanneer Micha staan, daar is altyd hoop. As julle wil hê dat die Here regtig so goed vir julle moet wees, moet julle nou die regte pad kies. Laat ander maar doen soos hulle self wil. Julle moet nou self kies om te lewe soos die Here wil hê. As jy vandag hierdie regte pad kies, het jy 'n spesiale taak in hierdie de mekaar wêreld van ons. Die Here sê jy moet soos reën wees, wat lewe gee wanneer dit droog is. Ander kere weer sal jy moet beklei teen dit wat verkeerd is. Amper soos 'n leeu tussen 'n strop skape. Dis wanneer jy daai maatjie troos wat nie 'n verjaarsdagpartytjie mag hou nie, soos om die regte ding te doen en jou masker te dra, al doen die ander kinders dit nie. Jy moet die ander wat dit nie doen nie, aanmoedig om die regte ding te doen. Julle weet hoeveel julle verkeerd doen. Wanneer dit God julle nie goed behandel nie. Hy sorg nog altyd vir ons. Ja, ek het elke dag skoon klere en 'n kosbak. Ek het 'n familie wat my troos, waarmee ek elke dag in die erf kan bal vang. Oupa het die pizza betaal en toe kon ek van my 'n goudvis gaan kies. So ek hou goeie moed dat ek en oupa weer eendag saam kan kuier. Maar ek soek my maats. Ek wil nie net heeldag in die nette oefen nie. Ek wil actually ook wedstryde speel. Dit is net nie dieselfde as ek net van my goudvis kyk nie. Dit is baie lekkerder as ek langs die viswater sit en saam met my oupa kuier. Ag nee, julle verstaan glad nie wat dit beteken om die Here te dien nie. Hier kom moeilikheid. Haar geduld raak min. Laat ek julle sê hoe dit is om op die regte pad te bly in hierdie de mekaar wêreld van ons. Dit gaan 'n lang lys wees, verseker. Stilte! Stilte in die hof! Dit staan hier in Micha 6 vers 8. Julle moet mooi luister. Julle moet goed doen aan ander mense. Wees lief vir mekaar. En dis vir almal rondom jou. Doen wat die Here vra en leef die Jesus lewe. Liewe Here, ek het geval en ek sal weer opstaan. Ek lewe nou in die donker, maar die Here is my lig. Ek weet God sal my vergewe en weer lig bring in my lewe. Here word weer vir ons soos 'n herder wat sorg vir sy skape. Pas ons almal asseblief mooi op. Lei ons na 'n plek waar ander kan sien ons dien die Here wat alles in sy hand hou. Amen. Daar is nie nog 'n God soos ons Here nie. Hy bly nie vir altyd kwaad nie. Hy wys vir sy mense dat hy vir hulle lief is. Absoluut. Ja.
Die Here sal ons wel genadig wees en hy sal ons almal vergewe. Here Jesus, U vat ons sonde so ver weg, soos iemand wat iets in die diep see gooi. U dink nooit eers weer daaraan. Dankie vir vergifnis. Ons vertrou die Heilige Gees om elkeen op Jesus se pad te help. Amen.